Can you still remember what the Lord has done for you? And the message is, if you can't, what He's done for others, remember He can do that same for you today as well. When I remember what the Lord has done, I will never turn back anymore. When I remember what the Lord has done, I'll never turn back anymore. When I remember what the Lord has done, I'll never turn back anymore. Oh no, 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 I'll never turn back anymore. Anymore. Look to the one beside you. Tell him, tell her that they are God's favorite. Weet jy dat dit is God se favorite? Weet jy dit verhoor, glo jy dit verhoor? Amen, praise the Lord now. He is a great, big, wonderful God. A God who watches over us. A God who cares for every one of us. Amen. He's a great, big, wonderful God. He's a great, big, wonderful God. A God who watches over us and for everyone of us. A great, big, wonderful God. He's a great, big, wonderful God. He's a great, big, wonderful God. Wonderful God.
Amen. Praise and glory, serve a great, big, wonderful God. Moses, trek uit jou skoene. Want die grond waarop ons staan vanmôre is ook heilig. Dis nou wel nie 'n kerk, maar is 'n aanbiddingsplek vanmôre. Prys die naam die grond waarop ons staan. Dis heilig, Moses. Hey Moses, trek uit jou skoene. Maar die grond waarop jy staan is heilig. Die grond waarop jy staan is heilig. Terwyl ons in Joshua gaan trap die land. As jy vanmôre iets van die Here ontvang, of verwag, of verlang, hy gee dit in jou hand vanmôre. As jy dit glo, as jy dit wil hê, as jy dit verlang vanmôre, gee hy dit in jou. Pray. Sons of God march forward through the power of Jesus.
and sons of God march forward to the hour of Jesus' reign. And sons of God march forward, for Jesus he said, sons of God will march forward, we'll fall and conquer his name. Sons of God, oh, we walk forward to the power of Jesus' name. Sons of God, march forward to the power of Jesus' name. Sons of God, keep marching forward. Oh, Jesus is his name. Sons of God, march forward, for you are more than conquerors in his name. Sons of God, march forward to the power of Jesus' name. Sons of God, march forward to the power of Jesus' name. Sons of God, march forward to Jesus' How great is my God. How great is his name. Now how great is our God, and how great is his name. He's the only one who's ever saved. He rolled back the waters of the mighty Red Sea, and he said, "I'll be
toe jy nou in Australië ingekom het. En baie van julle sal onthou, voor dit moes ons nou die Engelse toets geskryf het. En dan het jy ons nou 'n reading en 'n writing en wat is die Afrikaans vir comprehension? Opstel. En dan speel hulle ons nou vir jou 'n bandjie. En dan moet jy onthou van al die data wat daarop gesê was. En wie van julle het die Engelse toets gepluk? Steek my hand. Nou, Leonard sê, please. En ek weet van mense wat hom 'n paar keer moes gaan skryf. En hoorie, dit is 'n moeilike toets daai, hoor. Daar is nie sommer net nie. Ek weet dat hy nou makliker raak. Maar as jy moet konsentreer op data wat jy gehoor het en dan want jy nie sien van die monitor op my stem net so bietjie sagter sit mense. As jy moet konsentreer op die data wat jy hoor en dan moet jy onthou, dis amper om soos vir 'n baas te werk en hy gee jou 10 opdragte. Baie dankie. En dan moet jy nou probeer onthou wat het hy alles gesê, amper so iets, né? En in die oggendure vanoggend voor Welma daar 'n douvoordag net so na 5 in die kamer ingekom en toe my sê, "Wag tot wakker, ek hoor sy is hier besig in die badkamer en sy kyk my so asof ek nou slaap en ek kyk vir hom maar verstaan nou nie hoekom is hy so haastig nie." Dit was te oulik. En maar ja, broer en suster, terwyl ek nou in die nag so in my onderbewussyn het die Here nou vir my daai comprehension test, het hy nou vir my daai data gegee, maar ek hoop ek gaan alles onthou. Want toe ek nou wakker word, probeer ek nou alles onthou, maar dis nou al 'n paar ure later. Maar dit wat die Heilige Gees wil hê, jy moet onthou, sal jy onthou. Prys die Here se naam. En mense is mos verlate op die Heilige Gees, en jy hoef nooit te wonder of bang te wees wat jy sal sê, of hoe jy sal spreek in die gemeente nie, want of jy nou uit die banke getuig, en of jy nou hier voor staan, die Heilige Gees is altyd by ons, om vir ons te ondersteun, prys die Here. Broer en suster, ek wil met u praat, oor in die week het ek 'n baie kort, baie bemoedigende, ek dink hy was maar 1 minuut en 20 sekondes lank, het ek nou 'n kort audio boodskap gehoor, van iemand vir wie ek baie lief is. Ek sal nie sê vir wie ek baie lief was, dat dit klink of hy dood is nie, want hy wat in Christus Jesus sterwe, sal lewe, al het hy gesterwe, sê die skrif. Prys die Here se naam. Ons is soos die engele van God, altyd by die Here. Nou, oom Harry Frisbee is wel op die aarde oorlede, hy het 'n paar jaar terug afgesterwe, maar iemand sit op die Lede in Christus, die blad van ons kerk, Lede in Christus hoofkantoor. As u nie daarop geregistreer het nie, kan u dit gerus doen op Facebook, Lede in Christus HK hoofkantoor, en hulle sit hierdie baie kort audio gedeelte op. Ek weet nie wie van julle dalk geluister nie, van 'n Wally se stem wat opkom in 1981. Julle, toe was ek 3 jaar oud. Natuurlik nie geweet waar het hy dit gepreek nie. Dit klink soos die konferensie, want hy praat van die moderator. Dit klink soos, dit sal seker dan oom De Toy wees. Hy was 'n kwaai oom, maar 'n dierbare kind van die Here. Hy was die vorige moderator voor oom Wally Frisbee. En oom Wally sê net hierdie woorde wat ek gehoor het in 1 minuut 20 sekondes, en hy sê, ons het mekaar nodig. En hy verwys na daardie gedeelte daar waar Moses sit, die illustrasie, en dan Aaron en Hur langs hom om sy hande op te hou. Hy sê vir die persoon langs jou, ek het jou nodig, ons het mekaar nodig, prys die Here se naam. Ek sou baie graag die hele boodskap wou hoor wat hy in 1981 gepreek het. Maar ek ken nie die hele boodskap nie, hulle het net so 'n minuut lank opgesit. Maar in die nag, toe ek hierdie saak in my onderbewussyn weer opkom, en toe ek wakker word, toe kan ek preekstoel toe stap, as daar een was, want die Here gee dit aan sy bemindes in sy slaap. Prys die Here, sê vir jou langs jou aanhouers met hard werk daarvoor.
Maar Bokkie, die Here gaan vir ons seën, hy gee dit vir ons in. Prys die Here se naam. Die Here seën sy kinders. Prys die Here en hy gee dit vir ons. Hy gee dit aan sy bemindes. Sy seëninge gee dit dan ook in sy slaap. Daar was bykans 400 jaar. Broeders en susters, dis 'n lang tydperk. Ons het laasweek gepraat van die 400 jaar waar die stem van die Here stil was. In Maleagi se tyd. En nou vertel ek vir u van die amper bykans 400 jaar waar die Israeliete in Egipte was. Dit is 'n verskriklike lang tyd. En dit is my kommerwekkend om te dink, as ek dink ek is 17 jaar, wel, dis hierdie jaar 18 jaar, nou net nie wat ons in Australië is, né? Ek is 18 jaar hier in Australië. Broer en suster, en as ek deur die jare so kyk, na 18 jaar kan 'n Suid-Afrikaner baie van jou normes en waardes verloor. Sê vir die Here dankie vir jou normes en waardes. Sê dankie dat jou pa jou geleer het om jou skoene op te pas en jou skoene te polish. En dat jou ma jou geleer het om jou bed op te maak. Dat mami jou geleer het om te bid. Prys die Here se naam. Dat ek gister toe ek weer daar by die funksie is, hulle net hulle se huis en daarin hulle die plek so pragtig opgemaak het. Elkeen van julle wat gehelp het, baie dankie. En dink ek, joh, dis 'n netjiese klomp mense hier, hoor. Dit is 'n voorreg om netjiese mense om jou te hê, maar weet julle wat 'n gesonde gees is dit wat dit doen. Want die Heilige Gees is mos baie agter mekaar. Dit is God se gees. En as hy in jou woon, he cleans you inside and out. Just your heart, talking about your heart and your thoughts, that's what he cleans. You are very collected is the right word in English. You feel fresh, you feel, and that's what the Spirit of God does. He's not confused in any way or matter. Maar die gees van die Here is netjies. En na 400 jaar wat die Israeliete, die seuns van Jakob se afstammelinge dan nou as in Egipte was, het hulle begin bietjie afgee hier en daar. Ek sal nooit vergeet die dag in Australië toe ek hoor, hier was baie jare terug 'n familietjie wat na die gemeente toe gekom het, en dan sien ek die mami kom alleen met die kindertjies, maar die papi kom nie meer nie. En die antwoord was, want pa glo nie meer. En in steede daarvan om die man te kruisig in jou gedagtes, het ek altyd jammer gevoel, want dit is 'n verskriklike gedagte om te dink dat 'n mens daardie stap sal neem, dat jy sê ek glo nie meer in God nie. Mag die Here vir ons altyd 'n werklikheid bly. Mag hy vir jou persoonlike getuienis gee. May the Lord God give you your personal testimony so you will not turn away from him, because he that stands and boasts therein must be careful, for you are standing by the grace of God alone. He that stands must be careful so he doesn't fall. En na 400 jaar kan 'n mens dink, hulle kon dalk heeltemal hierdie Israeliete in Egipte heeltemal alles verloor het. Want weet jy, as ouma en oupa grootjie nie meer leef nie, hoe sal jy die normes en waardes behou? Daar het baie dinge gebeur. Later het hierdie elite Israeliete, onthou dat Farao het deur die diens van Josef aan die Israeliete vir hulle die land Goshen gegee. Dit was baie mooi. Dit was nie waar slawe gebly het nie. Maar broer en suster, ek vir u sê, Satan is soos 'n spinnekop wat 'n web span. En met tyd, as hy jou kan kry om in jou geestelike lewe hier bietjie af te gee, daar bietjie af te gee, kom ek sê sommer vir reg van die begin af, die Here het 'n groot probleem gehad met die Fariseërs, hoor, want hulle het net dinge van uiterlik afgedoen. Hulle het mooi rokke gedra met klokkietjies daaronder, en dan gee hulle nou 'n tiende van die kruisement. Met ander woorde, jy gee 10de van die kruie wat jy in jou tuin plant. Maar die Here soek nie dit nie. Hy het vir hulle gesê, julle is 'n ander geslag, want julle moet van binne af skoon word. God sien die mens se hart aan, stem nie saam. Hy sien ons hart aan.
En dit is die siel van die mens waar die Here op gefokus is nie wat buite aangaan nie, maar wat hier binne in ons harte aangaan. En hierdie Israeliete, na 400 jaar, het hulle ook maar begin afgee. En later het die Here dit deur toegelaat oor hulle lewe, dat Satan wat Egipte regeer het, hoekom sê ek so, dat ek vir julle sê, daar was 'n dag wat Moses daai staf voor Farao op die grond gegooi het, en het 'n slang geword. En toe knik Farao vir sy priesters, en sy priesters het dieselfde gedoen. So, watter koninkryk ken jy vandag in hierdie wêreld? Ek weet jy ken Amerika met sy vegskepe, en die mense wat die Eiffeltoring gebou het, en Elon Musk wat bo in die lug en onder die water en oral kan gaan. Maar ken jy iemand vandag wat 'n lewende wese kan maak uit 'n stuk stof? So, ek weet God kan dit doen. Maar die priesters van Farao het dit ook gedoen. Jy sien, ons het met meer te doen as wat ons eintlik wil besef. En hierdie mense wat vir bykans 400 jaar onderdruk was later, so slawe behandel was, toe het die Egiptenare, die kinders van God, onthou hulle was kinders van die Here, hulle was die uitverkore volk van die Here, hulle was die volk waaruit die Messias gebore sou word, en hulle is onderdruk deur 'n nasie wat so kragtig was, dat die priesters van die tempel van Farao 'n slang kon maak, lewendig van 'n stuk hout. Dis bonatuurlike krag. En jy ken die verhaal, die slang van Moses het daai slang opgeëet. God laat nie met hom speel nie. Maar broer en suster, so was die duiwel besig om die garendraadjie of die spindraadjie, soos 'n spinnekop van Satan, was hy besig om die kinders van die Here te verniel, te benadruk, te verdruk is eintlik maar die woord. Waar op die aarde kan jy gaan waar die kinders van die Here nie verdruk was nie? Waarom sit jy hier vanmôre? Jy het na gister en eergister te kyk waar jy vandaan kom. Wat jy ook maar verdruk was deur omstandighede, natuurlik. Is dit nou ekonomiese druk? Is dit werksdruk? Dat daar nie is die land in 'n toestand wat alles net te duur word. Daar's nie werksgeleenthede nie. Daar's back and close hier, hierdie kant toe, daardie kant toe. En in Australië is dit hierdie saak en daardie saak. Die saak bly staan dat die Bybel sê dat jy sal vervolging hê totdat Jesus kom. In die wêreld sê Christus sal julle vervolging hê. Die regverdige pas nie in die wêreld. Ek sê vanoggend vir die kinders, en ek ry oor die roundabout, daar's ons nou sulke lyntjies. Maar ek like om in die buitebaan in te kom, en dan kat jy so oor die binnebaan. Hy sê Paulie vir my, you know there's lines in the traffic circle, you're supposed to stay within your lines. Ek het weet te veel koffie gehad vanoggend, ek sê vir hom, yes, but the Bible says we are in this world, but not part of this world. In my world, we are different world. En dit is wat Satan doen. Hy wil vir jou in hierdie wêreld probeer dat die kinders verdruk. En toe hy nou hierdie klomp Israeliete so verdruk, dat daai garen touwtjies later 'n sweep geword het. Toe staan daar Egiptenare agter hulle. En hulle slaan hulle met sweep. Hulle was slawe. En die verdrukte gesig maak bietjie so opgekop tot by God sê die Bybel. En terwyl Moses, ek lees iets hoor hierso, julle moet bietjie gaan kyk hoor. Dit is verskriklik interessant. In die week lees ek van hierdie myn. Ek dink dit is een of ander kosbare, of 'n koper of 'n ander kosbare mineraal in Egipte, wat hulle die myn, onder in die myn, het hulle hierdie uitskrywings, hieroglife teen die mure skoongemaak, en toe hulle dit lees, toe lyk dit of Moses self daar in daai myn was, want sy naam word daar genoem. En dit laat 'n mens weet dat die werk van die Here is 'n werklikheid. En nou in Israel is hulle besig,
Hulle het daai uitgrawing gedoen jy kan nou van die pad van Shalom afloop tot by die Tempelberg. Daai hele pad, the Pilgrim's Road, that Christ definitely walked because it was part of your cleansing as a Jew. You cleansed yourself at the path of Shalom that Solomon built, and then you walk up the Pilgrim's Road. Hulle is besig om alles, amper besig so om die pad na die heiligdom van die Here, wat 'n maar wêreldse tempel is, wat nie eers daar met oë gesien kan word nie. Maar dit is asof alles so in plek val. Maar die ou vyand, omdat jy na die beeld van God geskape is, soos wat hierdie Israeliete was hy besig om van hulle slawe te maak. Jy weet, en as die duiwel 'n slaaf van jou kan maak. Kom ek sê vir jou, as jou kredietkaart gemax is, dan is jy ook maar 'n slaaf van daai kredietkaart. Probeer nou 'n bietjie 'n kredietkaart afbetaal teen daai rente wat hulle hier charge. Hulle slaat jou met 'n sambok soos hy Egiptenaar van agteraf geboetie. Jy kry amper in die asem. En as jy dink jy's kom by water, dan kom hierdie reits nou in. En as jy dink jy's nou deur, dan hoor jy nou opgesê nou, sy hoor ek sê mamma is swanger, jy moet nou hierdie geld uithaal. En net as jy daar kyk, dan kom jy nou weer tyres op jou voertuig sit. Daar's so baie dinge wat kan gebeur. En hierdie wêreld is besig om vir jou vas te draai. Maar jy moet net nie toelaat laat jy moedeloos word. En die blydskap van die Here moet net altyd by jou bly. Want die Here voorsien ons vir sy kinders, stem nie saam. Hy sal die kraaie stuur as hy moet. En hy het sy volk se gesig in Egipte gehoor. Hy het gehoor. En op daardie stadium het Moses nou natuurlik sy meer verloor. En die ou, toe die broers toe nou beklei, en hy het nou die Egiptenaar doodgeslaan, wat die beleer geslaan het, ekskuus tog, en hy vlug toe nou, daar na sy skoonvader toe, in Midian. En daar begin die Here met hom praat. Die Here hoor die gesig van die volk in Egipte, wat swaar arbeid werk. Die kinders van die Here wat verdruk word. Kinders wat vry moet wees. Ons moet vry wees, stem nie saam. Jy moet nie verdruk wees nie, jy moet vry vermoere wees. Jy moet nie voel in die huis van die Here is daar iets wat jou verhinder nie. Ek het doelbewus môre hiermee rond te geloop, want die koortjie sê, sons of God march forward, through the power of Jesus' name. Prys die Here se naam. Ek weet, my broer en my suster, dat die hand van die Here kom in beweging wanneer hy iets doen. As dit nie so was nie, dan het die mure van Jerigo nog gestaan. As dit nie so was nie, dan was ons nog, die Israeliete nog in Egipte. Maar op 'n dag, toe die gesig van die volk na die Here toe opkom, toe is Moses daar agter die klein vee. Hy het ook gedink, hy het nie meer 'n job nie. Hy het ook gedink, hy was te oud vir 'n taak. Hoe oud was Moses toe hy die opdrag van die Here ontvang het? Iemand reg antwoord kry job. Sorry, kry job. Jy sien hy kom maar 80 jaar. 80. Jacques is 35. Ek is net bietjie agterom, ek probeer net my foto sê wat omdraai. Dit het op foto sê dat ek net omdraai, dit is negatief. Ons het nog baie tyd om vir die Here te werk. Prys die Here se naam. Amen. 80 jaar is hy daar besig. Hy het ook maar gedink dat ek nou maar vir my staf pluk vir 'n leningsstok. Besig om die klein vee op te pas. Maar skielik was die vuur daar. Oh. En toe hy so kyk, toe brand die bos. Ek wil God dank vir daai vuur. Ek wil dank die Here dat hy, wanneer jy dit die minste verwag, dat hy homself aan jou openbaar. Toe hy so kyk en hy sien hierdie bos brand, maar hy brand nie uit nie. Toe is daar 'n nuuskierigheid by hom, op 80 jaar. En hy stap nader na hierdie bos toe. En die Here sê vir Moses, trek uit jou skoene, want hierdie grond wat jy op staan, is heilig. Jy weet, daai stem sal enige man wat dood neerval soos 'n dooie, dat uit die vuur uit God met 'n mens kan praat. Hy praat met hom en hy sê die gejammer, die gesug van my kinders
het opgekom in my ore. En ek gaan jou stuur. My, Here, het jy my vrou gesê? Het jy my kinders gesê? Ek weet nie of die Israeliete hulle gaan aanvaar. Stuur liewers my broer Aaron. Stuur liewers my broer Steve. Hy praat beter as ek. Stuur liewers my broer Hansie of my broer Henny. Hulle is meer geleerd as ek. Die Here sê nee. Ek gaan juist vir jou stuur. Ja, en dan kom nog. Ja, Here. Jy weet, ek praat swaar van toe. Die Here sê, wat is in jou hand? Hy sê, staf. Die Here sê, gooi die staf neer. En toe hy staf neergooi, toe met hy hardloop, toe word hy staf geslaan. Die Here sê, vat hom by die stert, en hy gryp baie staan by die stert, en dan word hy weer. Die Here sê, gaan ek is met jou. Kort voorlang toe stap Moses in Egypte in. En jy ken die geskiedenis dat die 10 plaae soos wat in die mense geskiedenis nooit gewees het. En jy moet mooi verstaan wie dit was, wat dit was. Mense, die piramides in Egypte en die Egyptenare en die farao's het 'n baie naby konnotasie met demoniese aktiwiteit. Verskriklik groot. Die tekeninge en van die reuse wat en die groot mense wat in Egypte uitgeskets is op die rotse en daai piramides wat gebou is, kan nie met mense hande gebou word. Dit is onmoontlik. Ek was daar. It just cannot happen. Ons was in die groot piramide daar in die grafkamer. Honderde meters daar af. Dan kom jy daar onder in the tomb chamber. Dan so groot soos wat hierdie saal is. Dan is dit soliede graniet tot by die dak. En een slooiblok sonder 'n naald is die dak en die vloer. It's just impossible. I'm an advanced rigger at work. Up to this very day, if you lift a tilt panel, it's a solid concrete panel of a wall, there has to be lifting lugs on it, even today. There was nothing on those walls. No holes that's patched. It's impossible. Just impossible. Maar nie deur bonatuurlike krag. Dieselfde een wat die priesters se staf in 'n slang verander het, die gevalle engel Lucifer en sy demone. Hulle het die koninkryke van die wêreld gebou. Dis hoekom die Bybel sê dat Satan het agter Jesus gestaan in die woestyn na 40 dae en toe hy nader aan honger word, sê hy, val neer en dan bid my en ek sal jou al die koninkryke van die wêreld gee. Hulle het daai koninkryke gebou. Dis hoekom God besluit het om die vloed te stuur en dit uit te wis. En hulle die Bybel sê is dat die gevalle engele het gekom en hulle het by die vroue van die aarde gemeenskap gehad. En die Bybel sê die reëse is gebore. En daai geslag, my broer en my suster, wanneer daar vleeslike gemeenskap tussen 'n man en 'n vrou, sê die Bybel dat jou gees wat met mekaar verbind. En wanneer 'n demoon, 'n man wat met 'n demoon vervul is, vleeslike gemeenskap het met 'n dame, dan is daai gees in konnotasie, verstaan jy? En daai demone het baie groot reuse wat die Bybel, en dit is hoekom deur bonatuurlike krag is baie van hierdie, of dit nou in Peru is, waar daar's 'n quarry in Peru, 10 kilometer af in die vallei. Dan is daar granietblokke bo op die toppe van die berg. Die enigste plek waar daai tipe klip wat mure is en vandaan kom is toe onder in die vallei. How is it possible? It's possible, but not by the power of humans. Maar die stryd tussen God en Satan is voortdurend, dit weet jy. En die stryd tussen Satan en God om jou siel is voortdurend, dit weet jy. Maar ek preek vanmôre vir u dat ons het mekaar nodig. Moses, die volk het hom nodig gehad. En Moses het weer die volk nodig gehad. En Moses kom en hy lei die Israeliete deur die hand van die Here
uit Egipte uit. En dit is hier in die woestyn waar ek en jy die eerste tekens van Jesus Christus sien. Weet jy wat is my verskriklik mooi? Is dat toe die Israeliete by die Rooi See kom, en hulle wil deur, en hulle kan nie deur die waters nie, maar hulle wil deur, en Farao en sy manne is nie ver agter nie. Daar is sulke spieëls, weet julle, as julle eendag die kyk, toe hulle die Rooi See ontdek het, daar is kliptorings gebou, oor die grondgebied van Egipte, wat daar was stof van die Farao se dae af. En hulle het spieëls, die Egiptenare, het lig, Morse code, they used signaling of mirrors. That's how they communicated. So there was a watchtower not very far from the Red Sea crossing. So Pharaoh knew where the Israelites went, because the Bible says that when Moses and the Israelites went out of Egypt and they did the Exodus, that's what Exodus means, om uit te trek, that they turned off the road. There was a quick road to Canaan. Maar die Here het mos gesê, hy het hulle laat wegdraai vir 40 jaar in die woestyn, alhoewel Kanaan so naby was. Hoekom het hy hulle laat wegdraai? Want ek wou sien wat is in jou hart, het die Here gesê. En weet jy waarom is jy op hierdie aarde? Want God sien wat is in jou hart. That's the only reason. For you, so God can see what's in your heart. For you to turn voluntary to Christ. And if you don't, that's your choice. Then you side with the other side. En hierdie Israeliete wat nader gekom het na die see toe, deur Moses gelei. Farao het geweet, hulle het van die pad afgedraai, die groot pad Kanaan toe. Daar was 'n pad. Daar was handel gedryf. En hulle het weggedraai in die wildernis in. Julle moet gaan kyk hoe dit lyk. Dit is 'n swart, 'n donkerbruin, baie growwe terrein. En dan kom jy by die kraanse uit en daar's net een pad in en een pad uit. As jy op Google Maps kyk, gaan kyk op Google Maps waar jy kan sien Sinai wat in Arabië is. Dan kan jy sien hoe kronkel daai pad en dan maak dit 'n alluviale vloedvlakte, 'n baie groot delta waar miljoene mense kan staan teen die Rooi See. En toe hulle daar was daar nie omdraai. Jare na dit het 'n Australianer, hy bly in Adelaide, hy het in Adelaide gebly, ek weet nie of hy nog lewe nie. 'n Australianer het die plek ontdek. Toe grou hulle die 3,5 meter 'n kolom uit. Aan hierdie kant van die see en die ander een aan daai kant in Arabië, wat Salomo opgerig het. And it is Solomon, the king of the Israelites, that erected this column in honor of Yahweh to commemorate the Red Sea crossing. En die Israeliete het daar gekom en hier lees ons die eerste keer dat die Here God het vir Moses gesê, rig daai staf oor die see uit. En toe hy hom so rig, sê die Bybel, en 'n sterk oostewind. In Engels sê dit, it uses the word, God used the breath of his nose to open the Red Sea, and the word is C-U-E-L, Kul, which means frost. And he literally, through the speed of the wind, frosted the sides of the ocean. That's what the King James Version says. He uses the word Kul, which means frost. He blew a pathway straight through the water. Weet jy hoe diep is die see? Daar waar hulle deur is 5,000 voet diep. 5,000 feet. Do your calculations. 1 kilometer deep water, more than that. We serve a great, big, wonderful God. He rolled back the waters of the mighty Red Sea. Oh yes, and it is a mighty Red Sea. En as jy kyk hoe dit lyk, broer en suster, as jy die onderwater video's gaan kyk van daai, dan is dit so af. Dit lyk soos 'n kraans af in die see. Nou kan jy dink toe daai pad nou oop is, en jy hoor hier kom die Farao met die stofwolke aan, with all their steel chariots, hundreds and hundreds and hundreds of chariots. Their sons are dead. God took the life of their sons. They are bitter as bitter. When you lose your family, you've got nothing to hold you back. They were going to murder them all. And
when they came, the only path for the Israelites was down the rocks. Down, think about it, not straight in front of you, 1 kilometer down into the ocean. But there was something that was hidden. Jy sien die kloof, ons het in aardrykskunde geleer, die kloof van die berge veroorsaak ons laat die afspoelsel so, hulle noem dit 'n delta, in die see inspoel. En aan die ander kant, in Saudi-Arabiese kant, is daar ook 'n kloof. En daar het deur die jare en jare deur, het daar ook materiaal ingespoel. En dit het mekaar ontmoet. Dit het gemaak soos 'n onderwaterbrug, wat 300 meter onder die oppervlakte van die see was. This is amazing. God knew exactly where that spot was, what he was going to do. Still, they had to descend 300 meters. It's a little bit less than 5,000 foot, but 300 meters with babies, with toddlers, with children. Mommy, we are scared, here they come. But they went down into the water, and they heard Pharaoh was coming. And it's at this point where we first see Jesus Christ in the Bible. Die Bybel sê dis die verbondsengel. Maar die Bybel sê daai nag toe God nou die see kloof, toe Farao naby kom, en hy het in die nag gekom, toe gaan staan die engel van God, die verbondsengel, wat voor die laar was, en hy kom agtertoe, en hy staan tussen die Israeliete en Farao, en 'n wolkkolom van vuur was voor Farao. Wil jy moet sien vanmôre, dat die Egiptenare nie by die Israeliete kon uitkom nie. So was dit in die hart van hierdie seun van God. God het baie seuns. Maar die eerstgebore seun, die engel van God, die verbondsengel, dit was in sy hart. Hy het al hierdie jare gesien. Hy was daar, want hy was die woord van God. Toe God die woord gespreek het en Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel uit gegooi, was hy daar. Hy was daar toe die slang vir Adam en Eva verlei het en die sondeval van die mense en hulle uit die tuin uit moes vlug. Hy was daar toe Kain vir Abel doodgeslaan het. I think the Lord Jesus Christ was on a mission to recover what was his. Because you are God's creation. Just say that to yourself. I am God's creation. En die seun van God gaan staan voor hy Jesus Christus was. Met 'n wolk in 'n vuurkolom. Jy sien daai klein vuurtjie wat in die bossie gebrand het, die braambos wat vir Moses nader geroep het, was maar net die klein vlammetjie. Toe die Israeliete teen die Egiptenare is, toe kom hierdie vuurkolom. En hy kom tussen die Israeliete en die Egiptenare. I don't know if you've ever been close to a bushfire. I remember on the farm, in old days, there was a few there, and then me and some of my friends, Koos en Klein Hendrik en my pa, maar geslaan ons nou vuur. En jy kan nie baie hout, is iets verskrikliks, ja. Jou armhare skroei as jy te naby, en dan is jy ver van hierdie vuur af. Dis verskriklikheid. Kan jy dink hoe groot was dit? En as jy daai strand vat, en hoeveel mense daar moes staan, né? En waar die vuurkolom moes wees tussen hierdie kraanse van hierdie berge. It was perfectly positioned. And up to this very day, when you look at the color of those rocks, how they are so black, I wonder if it was the fire. I don't know. Just one thing I know is that he had enough compassion back then to step in and protect his children, and he still has it today. Hulle het nie geweet om God te loof en te prys nie. Jy het verhoor hier gestap, gesing, die Here geloof en prys. Hulle het vir 400 jaar vergeet om die Here te loof en prys. They forgot how.
All they knew was just the constant discipline of the Egyptians. That's all they knew. But God was about to break them free. En toe die Israeliete sien, toe die laaste van hulle deur die Rooi See is, en hulle sien hoe kom Farao en sy hele leermag af van daai see. Toe sê die Here vir Moses, sê vir die mense, kyk na die Egiptenare, kyk vir hulle. Want soos julle hulle nou sien, sal julle nooit weer sien nie. En die volgende oomblik, toe begin daai walle breek vanoggend. Die Here maak hulle toe. Hierdie Australianer wat in Adelaide is, ek vergeet sy naam. Sy video's is so oud, jy sien hulle klere drag. Waar in die 70er jare die Red Sea Crossing skop ontdek het. Sien wat hulle gedoen het, hulle het in Egipte, het hulle 'n berg Sinaï gaan noem, om jou te mislei. Maar die werklike Sinaï was in Arabië, want die Bybel sê, and when they went through the Red Sea, they came to Mount Sinai, which is in Arabia, but the Bible tells you. And that's why this man of Adelaide, Australian, said, look, I went to the Bible, and I read it, and I went to Arabia, and I looked for it, and I found it. Nou, yes, die tribal mense daai jare nog, wat die kindertjies wat so by strand gehardloop het, toe hy die strand ontdek het, en hulle daar begin duik, en hulle sê dat die seevloer het letterlik duisende perdehoewe, wat so klein gekrimp is, as gevolg van die drukking van die water natuurlik. Ag, julle ken die verhaal, die goue waarwiele, wat die korale so oorgroei, it's there. And the longer the Lord retaliates to come back, the longer Jesus Christ waits to come back, the more evidence will be unearthed. Just like now, of the writing of Moses in the mines, and just like the Pilgrim Road, and opposite. Die mense wat die gebou bou daar in Israel op die berge, op die tempel, het ons oor ons goed gaan grond gooi. En in die Romeinse tyd het hulle alles toegemaak. Nou grou hulle weer uit. Alles wat in die kinders van die Here behoort. Kyk jy nie ook uit na die nuwe Jerusalem? O Here. Die Here is besig om vir ons 'n plek voor te berei. Daai selfde engel wat kom staan het tussen Farao en die Israeliete, daardie engel is die een Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis. En hulle is deur die Rooi See. En julle het gesien hoe speel hulle net tamboerijn vandag. Toe hulle deur die Rooi See is, toe gryp Miriam met tamboerijn. Ek vir jou sê, as God vir jou iets doen, dan leer jy om te loof en te prys. Look at me. You know why I jump and shout and joy? Because God is good to me and good to my family. I don't need millions in the bank for me to praise Him. I only need my family's salvation happy. That's all I need. The rest is just a base up. The rest is just not important. But when God is good to you, she grabbed the tambourine and she wrote a song, and Moses too, and sy sing. Hoe het die Here die perd in sy ruiter in die see gewerk, en daai vrou wat nie weet, sy begin dans voor die mense uit. Het jy dit gelees? En die ander vrouens volg haar, en God is besig om sy volk te leer om te loof en te prys. Wanneer die Here vir jou groot dinge gedoen het, ek is so lief daarvoor dat jy opstaan, talk about the glory of God, because you must do it. The Bible says, ask me in the day when you've got difficulties, and I will exalt you, I will help you, but you must honor me. Roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek gaan jou uithelp, sê die Here, maar jy moet my eer, die skrif. En sy begin die Here loof, en sy begin die Here prys, en daar kom iets anders in die laar in. En dis hier waar ek vir u wil sê, dat die Here sê, ek woon onder die lofsange van my volk. Waar kom dit vandaan? Dit kom daar vandaan. Want daar het die Here gehoor, hoe sy volk uit dankbaarheid vir wat hy vir hulle gedoen het, begin om loof en prys. Jy moet toch nooit stil staan, bro. Jy moet nooit laat die ou vyand sy draaikies om jou draai. Al loof jy en prys jy nie die Here in jou kop en in jou gedagtes, dis ook fyn.
Wally, ek gaan nou met jou ploeg hoor, maar dis alraai. Toe sê ek vir Wally, sing bietjie man in die kerk. Hy sê, pa, ek sing. Ek sê, jy jok van my man, kom ons sien jy sing, jy sing nie. Hy sê, nee pa, ek sing in my kop. Ek kan nie sê, jok, hy sing seker man, sy kop is fyn, jy weet. Maar nou gister, toe kom ek, nou dat ek julle nou eers hierdie een vertel. Na die ooievaarsfeer, dan kom ek daar by die huis, nou moet ek die man help wel. Maar kom hier om by die hek in. Hoorie, toe sing daar iemand in daai sek, hoor. En hy kap so lekker hoor, maar hy het volle bors, né? Net sy eersmuis, hy hoor my nie, maar hy sing. Ja, jy sê, toe hoor ek nie, hy kan ook iets anders sing, nie net in sy kop nie. He's got a beautiful voice, son. And the Israelites learned to praise God. You see, had the Lord taken them straight to Canaan, not through their problems. Die van julle probleme, steek my aan. Die van jy het al gevra, Here, hoekom vat jy my deur hierdie vallei? Hoekom vat jy my af in hierdie see en hierdie berg oor hierdie rotse? Hoekom laat jy my net so hitte? Ek het gedink jy's amper te laat. Toe begin hy see toe ving. O, jy hoef nie te wonder wie daai ys laat smelt nie, hoor. And I think there was something to do with the fire column around there. Oh, the glory of God and the fire in the column. He's always there. We seem to forget about the fire in the column. Die woord van die Here sê, bedags het die wolkkolom hom gelei, en snags die vuurkolom. The Lord will never leave you. In daytime he will be there. In nighttime he will be there. Call on him and I will answer. En hulle kom deur, ontvang die 10 gebooie daar op die berg, die Here brand die korsie van daai berg sonder so swaar. En so nou en dan, as hulle trek so deur die woestyn, dan klim Biljam en Balak daar op die berg, en dan sê hulle, hierdie is ander mense, hulle lê so mooi in die woestyn, hulle tentjies is so opgeslaan, hierdie is snaakse ouens, hulle polish hulle skoene en hulle maak hulle skoene vas. Hierdie is netjies die mense. Toe ek in Australië by die werk kom die eerste dag en my skoene is geponne toe, en kyk almal vir my skoene. Ek sê, why do you polish them? So, it keeps the water out. It looks nice. No, mate. Just go to the store, they'll grab another pair when they're done. Ons lewe vir die dag van môre. You got nothing to live for. Then you wouldn't care much about anything, would you? But we are different. En Biljam en Balak, koning Balak, wat vir Biljam gekry het om vir Israel te vervloek, hulle is op die berg Peor, en hulle sê, hier is ander mens. Jy sien Israel so netjies in sy naam. Hy sê, maar oppas, hulle God is vir hulle soos die horings van 'n buffel. Look out, daai God van hulle, hy sal vir jou. Ons het gehoor wat het met die Egiptenare gebeur. Gaan kyk maar, hulle bene lê daai hele strand vol. Ons het gehoor daar's 'n vuurkolom. Ons het gehoor hierdie ouens kry nie skout in die winter nie. Daai vuurkolom is hy opstaat. Ons het gehoor, waar is ons Salie? Hy ken daai skrif. Jy weet die Israeliete het vetkoek ontwerp. Is dit so? Ja. Gaan na die stond is hele rus. Daai manna wat die Here gegee het, as jy die vetkoeke, as jy gaan kyk in die Bybel, daar's vetkoeke hoor. Hy honger raak ek nou vir 'n lekker vetkoeke. Dit is 'n lekker curry mix. En 'n paar peperdews wat gekerf is. Vetkoeke. Die Here het vir jou die vettigheid van die land gegee, gee vir jou die beste deel. En hy trek so saam sy volk. En weet julle wat was dit? Dit was 'n pa, 'n vader, wat sy kinders leer ken na 400 jaar. All the ones that passed through the ages. God knew them, but these children didn't know God. En dan raak hulle kwaad as hulle nie water het nie. En as die vee dors is en bulk en bly. Dan sê Moses, hulle wil my stenig. Hulle het nou net gesien hoe die see gekloof, nou wil hulle my stenig. Want dis nie water nie. Dan sê die Here vanuit, vat daai stok, dan slaan hy rots. Dan gaan hy, dan slaan hy daai rots. Dan
kom maar water, en dan sien mense weer. Jy moet hulle maak soos op 'n swaai. Nes Moses op die berg klim, kry hy die 10 gebooie, dan kom hy af en dan bly weer gou kalf gebou. Maar verstaan jy waar hulle vandaan kom? Geen nog net so 'n bietjie grasie. Amper 400 jaar slawe. Hulle ken net Egipte. Maar die Here was besig om met hulle pad te stap. God stap 'n pad met jou, met my. Moenie worry oor jou valleie en jou rotse en jou klowe nie. Just keep marching forward. Sons of God, daughters of God, just keep marching forward. Vorentoe, net nie agtertoe nie. En hulle sê op 'n stadium vir Moses, jy moes ons in Egipte gelos het, daar was daarom water gewees. Daai bacon, hulle mis die bacon. Die Bybel praat in Jesaja van die potte varkvleis. Hulle het baie bacon gelike in Egipte. Where is our bacon? No, mate. We don't need bacon anymore. Here, Moses said we eat different things. Okay? Jy moet ook maar bly wees nie meer daai, anders moet jy nie lekker bacon eet nie. Maar daar was reëls en regulasies. Die Here het vir hulle manna gegee, môrens, vroeg, saans, lekker vetkoeke. En dit was iets wonderliks. En dan kyk hulle so. Ag, kan jy dit sien? Vroeg in die môre so oor die woestyn. Dis die dag so rooi breek. Dan hoor jy jy hoor sandpatrytjies wat opstyg. Kom maar miljoene. Die kwartels. En dan kan jy maar jou potjie hou. Val hy. Without a reason. They just come. The Lord blesses His children. Extraordinary ways. Hulle het 'n God wat vir hulle manna stuur. Die vyande kyk van die werk af, hulle sê ek weet hier. Daar kom die voëls uit. Daar brand 'n vuur soos 'n wolk in die nag. Kon nie dink jy hulle kon dit nie sien nie. Van ver af sien hulle op. God. Ek het al gesê, Here, ek hoop as ons eendag in die hemel kom, is daar so groot skreen in die hemelse muur. Ek wil net sien hoe dit gelyk. Actual footage of the Red Sea crossing. Oh God, show us all the things you've done. Will it be impossible for the Lord, you think? No. The best Hollywood producer would stand it all. That's why the Bible says, the things that have not even entered into your mind, God has planned for you in heaven. Don't put it past it, eh? And I thought about it now, it means there will be something bigger and better. En die Here begin sy kinders leer. En hy begin met hulle praat, en hy begin met hulle deel. Maar op 'n stadium, jy weet, as jy alles vir jou kind gee, as die Here nou net die pad Kanaan toe vir hulle gesê het, ek loop julle nou reguit. Egipte en Israel is naby mekaar. Weet jy hoe naby is dit? Kyk op die kaart. Loop daar bo deur, daar is die watertjies vlak. Die Rietsee. Dis hoekom hulle die berg Sinaï gedoop het. Dit was 'n Engelsman, né? Jy kan maar kwaad wees vir die Engelse vir baie redes. Dit was 'n Engelsman wat sy ma baie geld gehad het. Reg. En sy het daai berg laat hernoem. Berg Sinaï in Egypte. It's all about distraction. And there the ocean is so shallow. You can just walk through it. The Reed Sea, they call it. Yeah, Moses and the men, they just, no miracle, no big thing, right? Just through here. Die Bybel sê, na hulle deur die Rooi See te kom in Arabië. Maar die pad Israel toe was kort. Die Here kon vir hulle rooi tapuit uitgerol het tot in Kanaan. Maar as jy alles net vir iemand gee, jy weet self, as ma en pa vir jou alles net gegee het, dat jy niks waardeer nie. So ja, die Here gaan vir jou groot dinge doen, maar op 'n stadium, en ons vind dit hier, ek lees dit vir u. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek uit die woestyn sin getrek en hulle het laar opgeslaan in Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Hulle het nou net deur die Rooi See gekom, nou is daar nie water nie, né? Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink?
Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? En waarom versoek julle die Here? Maar nou moet jy onthou, as hulle oogie so opslaan, is die wolkkolom daar. Dis nie asof God nie daar is nie, maar hulle twis. Maar die volk het gesmag na water. En die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het U ons dan uit Egipte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom met 'n vraagteken? Toe het Moses die Here aangeroep en hy het gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min, pragtige Afrikaans, of hulle stenig my. En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor by jou by die rots op Horeb staan, die God van ons vaders. Gaan en hy staan daar by Horeb op die rots. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom. Dis waar hy die fout gemaak het. Die tweede maal, toe dink hy, ek het die eerste maal die rots geslaan, kom ek slaan maar weer die rots. Jy moet luister wat die Here sê. Die Here het tweede keer gesê, praat met die rots. Maar die eerste maal het God gesê, slaan die rots. Slaan het. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen, voor die oë van die oudstes van die volk, slaan hy daai rots. Droë, dorre woestyn. So slaan, kan jy nou dink. Wat is fout met hierdie? Dink jy nou, jy gaan 'n boorgat boor om net 'n klip te slaan? Hoor julle? 'n Mens moet partymal, volgende keer as die pastoor jou vra om 'n manifestasie te doen, hè? Sê nou net, dis die Heilige Gees wat vir hom sê om dit te doen. En jy dink, ag ja, wat gaan dit nou doen? Maar jy weet nie wat in die geesteswêreld gebeur nie. Toe Moses daai rots slaan, toe kom die krag van God onder daai aarde en die woord van die Here Jesus Christus wat in daai wolkkolom is, sê laat daar water wees en dit kom uit onder uit die grond. En al hulle vee, al die mense, die plek was Meribah genoem en almal kon drink van die water wat daaruit gekom het. Die volgende vers lees jy, daarop het hulle toe verder getrek en hiermee gaan ek afsluit. Jy kom die pastoor preek lekker kort, ook al korter en korter, dit is lekker. Daarop het Amalek gekom. Amalek het gekom om teen Israel te veg. Nog so 'n bietjie. Het Amalek nie gesien wat het Israel aan die Egiptenare gedoen? Het hulle nie gesien dat in die nag, broer en suster, as jy 'n vuurtjie aansteek, die van julle weet wat in die weermag was, jy kan nie 'n vuurtjie aansteek in die nag nie. Jy sien daai ding myle ver, 'n klein vuurtjie. Hoe dink jy nog 'n vuurkolom? Hoe ver sien jy vir hom? Hulle het geweet, Amalek het geweet, hulle het met bo-natuurlike krag te doen. Hulle het geweet, daar loop nou 'n fontein, 'n rivier water in die woestyn wat nooit daar was nie. Hulle het dit geweet. Maar tog het hulle gekom om teen Israel te veg. You only challenge someone when you got some power with you. En in die geskiedenis van die Bybel is daar geen volk of nasie ooit gewees en sal wees wat so gevaarlik was soos Amalek. As jy lees en jy gaan diep in die vertalings in Hebreëus en Grieks in, dan wys die vertaling dat hulle chariots, they moved without touching the ground. They were demonic. Absolutely. Ek het in die week gelees, ek het 'n screenshot op my foon gevat van die Egiptenare weer en die hieroglyfe in Egipte wat die stam se naam van die reuse in Kanaan noem. They called them by name.
the giants that lived in Canaan. Die Farao's het dit geweet. En hulle praat van daai stam, net daai stam wat Josua en Caleb gesê het, nee man, hulle is groot, maar ons vat hulle. Ons het nou gesing, Josua gaan trap die land. Vat die, neem die land in, neem dit wat joune is in. Dit is waaroor die lied gaan. En daar is 'n reuse gewees in Israel. En hulle was daar. Ons het dit gelees. En hierdie Amalekite was so, ook groot, reuse van mense. Maar hulle demoniese krag gehad. Dit was nie net die priesters in Egipte wat 'n slang kon maak van 'n stuk stok nie. Hierdie ouens se chariots het gevlieg sonder dat dit aan die grond raak. Gaan kyk maar, gaan ondersoek maar, jy sal sien. So strong they were. Listen to this. That when Moses, the Lord said, look, they are losing the battle. It was Joshua himself. Joshua was besig om die geveg te verloor. Onder die vallei. Die Here sê vir Moses, lig jou staf op. En toe hy sy staf oplig, toe begin die krag vloei. Lig jou hande so. Hou dit nou. As daar ooit 'n tyd in jou lewe kom waar die duiwel vir jou sê, nie God jou hande oplig nie, dan trap jy op sy kop oor. Jou hande, as God sê, lig jou hande. En hy lig sy hande op. Dit was 'n saak van lewe en van dood. Hy lig sy hande op. Hoekom het die Here nie, die wolkkolom was nie daai dag weg nie, julle. Besef jy, dat op die berg, terwyl hulle daar onder in die vallei veg, was die wolkkolom daar. Maar hoekom doen die Here niks nie? And I think that's what they were waiting for. Joshua and the people kept looking to the cloud, the same cloud that saved them from the Egyptians, the fire, the same God that blew 5,000 feet water, 5,000 deep waters open. Selfde Here. Why is He not doing anything? When a dad wants you to learn something, He's going to let you do it yourself. Ek het iets gesien in die bosveld. As 'n leeumannetjie en 'n leeuwyfie, daai klein leeuetjie wat so kom en dis die pa leeu slaap en buite so aan sy ster. Dit het gesien. Of hy kom en hy knibbel so iets aan sy snorbare. Maar dan gaan die ma en vang sy 'n klein rooibokkie of klein wil, maar sy byt hom nie dood. Bring sy. 'n cheetah vang gewoonlik 'n rasie, want cheetahs kom ons vinnig hardloop. En dan pasgebore diertjie. En dan sit sy hom neer daar, né? Dan kom die jong leeuetjies. Hulle weet dis McDonald's, maar hoe hierdie McDonald's hol weg. Jy moet hom nou vang. En dan leer sy hulle om te beklei. Sy leer hulle hoe om voedsel te kry. En soos ons Hemelse Vader ook. Hy vat vir jou nie kort pad na jou oorwinning toe, altyd nie. Sê die Here dankie vir jou omstandighede. Sê dit gou, sê dankie Here vir my omstandighede. Want ek is besig om iets uit te leer. Die Here leer jou om jou prooi te vang. Satan is jou prooi. Hoe om oor hom te heers. Jy is die leeu, jy is nie die hyena nie, hoor. Hy is die hyena, jy is die leeu. Jy is kinders van die leeu van Juda stam, so jy kan nie hyena wees nie, jy is die leeu. Maar daai dag was die leeu van Juda stam stil in die wolkkolom. Sy manhare wat nie gewaai het. He didn't roar. He kept quiet. And he just looked. He said to Moses, raise your staff. Ek lig my hande na lewende God. Ons het mekaar nodig. En toe Moses se hande swaar word as hy sak, dan begin daai demoniese waans vir Israel amper doodmaak. Hulle het amper uitgewis daarna. Dit was 'n geveg tot die dood. Dit was nie Jericho nie. It was a battle of the ages. It was demonic plus. They saw the cloud, they didn't care one bit.
They realized something happened. Jy sien, weet julle hoekom? Hoekom het jy Satan se tydsberekening in ag neem, nie vrees nie, in ag neem? Hulle het geweet dat die kinders het nou net met die pa beklei. Ek het dit vir jou gelees. Ek het hom so ingegooi van die sideline af, net om. Hulle het nou net met die Here gestry oor water. So me and Dad just had an argument. I am cross in my heart. I am not happy with him because he's not providing me this and this and this. And I got my reasons and I stand my ground. En ek is lekker hardkoppig. En ons vee was amper dood. En hoekom het die Here nie vir ons water gegee en waterbonnetjie al die pad na Egipte toe nie? Hulle was kwaad vir die Here. En Satan het dit gesien. Wanneer val hy jou aan? En die volgende oomblik lees jy dat Amalek het versamel teen Israel. You see, when there is problems in a marriage, that's when he comes. Okay. Nou nie in die gemeente nie. Maar ek het al gesien. Oomblik is daar so 'n bietjie wrywing is in die huwelik. So convenient that another woman comes into the picture. So convenient. But perfectly timed. Or put it the other way. Or another man comes into the picture. Who do you think sends that person? Learn from this. The moment when there's disturbances or just a little bit of a quarrel in the household, want dit is wat ons is kinders van die Here, ons is 'n huishouding. Ek en julle, ons is broers en susters, ons is 'n huishouding, ons is vader. Ons is kinders. Die woord van die Here sê ons is kinders van Abraham. Hy sê by die hemel gaan daar baie kom van die ooste, die noorde, die suide en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob aansit in die koninkryk van die hemel. Aan elkeen wat my aangeneem het en hom het ek mag gegee om 'n kind van God te word. Ons is kinders van die Vader. En Satan bring omstandighede in jou lewe in as hy sê jy het beklei. Ons het beklei en ons het nog nie opgemaak nie. Wie van julle het 'n lewensmaat wat nie kan ekskuus sê nie? Wie van julle het 'n man of 'n vrou wat nie kan dadelik ekskuus sê nie, wat bietjie daar lank rondloop met? Sê maar eina. Learn to say sorry quick. Hoekom? Want die Bybel sê dat die son nie ondergaan oor jou verskil. En Satan stuur hier op die regte tyd. Toe Israel nou teen die Here gepraat het. Onthou hulle wou klippe optel om vir Moses te stenig toe daar nie water was nie. En die volgende oomblik was daar oorlog. Hulle was nie reg nie. Hulle het nie 'n saak met God uitgemaak nie. Hulle het nie reg gemaak nie. Die Here is stil, hy praat nie met ons. Val Satan hulle aan. En hulle is besig om die geveg te verloor. Josua het amper sy lewe verloor daai dag. Die man wat Kanaan ingeneem het, amper gesterf. En dan sak Moses se hande op 'n stadium. Toe besluit Abraham en Hur. Ek wil die Here dank vir broers en susters. Jy moet nooit voel jy doen die werk van die Here alleen nie, hoor. Toe besluit daai twee. Hoorie, hierdie ou kan nie meer staan nie. Moses is moeg. Hulle rol 'n klip nader, wat hulle laat hom sit. En een aan elke kant, hulle hou sy hand nog. Toe daai twee manne daai staf vat en hulle steek ons weer op. Kom die krag van die Here van die wolk af. Want ons krag kom van bo. Amen. Amen. Toe kom die bonatuurlike krag van God deur daai staf, deur hulle samesyn af in daai vallei. En toe dit daai Amalekiete tref, die Bybel sê, toe slaan hulle 'n slag onder hulle. Jy sien die oomblik toe hulle begin verby hulle verskille kom, hè? Toe kom die krag van God in eenheid en hulle verslaan daai Amalekiete. Maar ek wil vir iets sê van die Amalekiete wat in die Bybel staan. Wat skryf Moses van hulle? Na die geveg sê Moses, waarlik, Moses sê waarlik. Hierdie was 'n dag
waar ek kon sien, daar is 'n hand op die troon. Waarvan praat jy, Moses? Nee. Ek kon sien vandag, toe hierdie geveg so aangaan met Amalek, dat daar was 'n hand wat na die troon van God gryp, sê. Dis Satan. There's someone who does not respect the authority of God. This was a different battle. God was right there, but they did not fear. Someone reached out a hand to the throne of God. Exodus 17 vers 6. En hy het gesê, waarlik, die hand op die troon. Daar was 'n hand op die troon. Wat die troon wil hê. Die hand op die troon van die Here. Oorlog, het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Gaan lees hom in Engels. Gaan lees in al die vertalings. Een sê hoe mooier is die ander. Van geslag tot geslag. This is a battle that will only end the day at Armageddon. This battle is fierce. And you need to fight. You need to learn on your feet. You need to learn and learn quick. Learn where there's quarrels in your house. To expect Satan's attack, because that's when he will come. Do not bite the argument. Nou kom ons vanoggend daar by McDonald's. Dan stop ek en die mannetjies soos lekker vroeg. En hulle order hulle goed, en 'n Big Mac en 'n hash brown en maar nou weet hulle, as ek is 'n man van principles, goed, ek kan by die voordeur instap, by KFC of McDonald's, of daar's 'n drive-thru. Nou die manier hoe ek 'n drive-thru verstaan, julle, is jy order jou goed by hierdie speaker, en ride forward, dan betaal jy by die volgende een, en by daai een kry jy 'n kos. Nou as hulle vir my sê, go and wait in a waiting bay, dan gewoonlik trek ek 'n handbrief op, en ek sê, call your manager. I just want to explain to you, calm as a cucumber, what is a drive-thru? Dis is 'n rooi vlag wat jy voor 'n Spaanse bul sit. It can't happen. I don't understand. Then I could have just parked up and walked in the front door. Why on earth would I use the drive-thru? I don't understand. Maar morgen. Dis ek nou maar as Jacques se verjaarsdag was 'n happy day en ek het happy gevoel. Dog ek meer, kyk net na die kant. Ek gaan nie vir hierdie vlag kyk nie, hierdie rooi vlag wat voor die bulle. Partymal moet jy net jou kop wegdraai. Jy weet? Daar by die werk is al 'n paar ouens wat ek nie like nie. As ek sien hulle bakkie kom aan, het ek al geleer. Kyk nou. Learn to avoid what can really damage you. Learn to fight. En dit is hoe die Here sy volk geleer veg het. Maar julle, ons het mekaar nodig. Ons het regtig mekaar nodig en ek wil vir julle dit sê, soos wat hulle mekaar nodig het. Mamma kom voor toe asseblief, ons wil sê. Ons sê net asseblief vir julle. Maar ons het mekaar nodig. En ek het julle nodig. En kom ons vat hierdie fight met Satan. Ons gaan hom nie ontwyk nie. Jy het Christus in jou kraal, hy is die opperherder, hy is daar. Sy vuur is daar. En ek wil vir julle sê, hierdie bediening van Pinkster is nie 'n mensgemaakte bediening nie. Ek hoor nou die dag iemand weer sê, hierdie Pinkster mense. Ek voel ek om die ou net daar te stop om te sê, weet jy wat sê jy? Weet jy wat sê jy? Weet jy wie Pinkster gestig? God die Vader self. Hy het op Pinksterdag daai naam gegee en die Heilige Gees gestuur. Dit was nie 'n mensgemaakte ding nie. Ons is 'n Pinksterkerk, maar Pinkster is 'n naam, Pentekost.
is something, it means penta, 50. On the 50th day, God sent the Holy Spirit. And it came like fire, a mighty rushing wind. And fire was seen on the heads of the disciples. The Bible said it was like the sound of a hurricane, that the whole Jerusalem heard it. And fire was seen. Fire. The same fire of the burning bush. The same fire in the cloud column of fire. And that same fire, Henny said this morning, can we pray for revival? That fire, do not lose the fire. Maak die vuur. Moenie die vuur blus nie. Moenie in die kerk sit of toelaat dat in ons gemeente ooit 'n doodse gees kom nie. Nee. Miriam het uitgedaans met 'n tamboerijn, dankbaar teenoor God. God is 'n God van aksie. Jy moet jou hande oplig. Kyk daar. Jy kan dans soos Dawid voor die ark as die vuur van die Here oor jou kom. Die Heilige Gees is iets wat jy nie laat simpel wees nie, maar is iets wat jy moet geniet. Dis jy deel. It is your inheritance. It's yours. Take it. Don't worry about the guy that's standing in front of you. Ons het konferensie. Dit kom nou. Here, kom ons loof God. Kom ons dien die Here. Nie laat stil wees in die gemeente. Do it for yourself, but also do it for the Lion of Judah. As hy so kyk, en hy sê, nee, wat, Josua se swaardjie swaai, maar so, swaard swaai maar net so. Hy lyk net vir lus om te beklei. Wat dink jy gaan hy met jou doen? Hy gaan vir jou aanval, soos daai demone van Amalek. Maar as hy sien in jou oog, is die sprankel vuur van die Heilige Gees. Dan weet hy, look out. That's a lion cub there. And he's been taught to hunt. He's been taught to kill. I fear him. Because I see in him is the Spirit of God. Dan sien Satan in jou is die gees van die engel. He knows him very well. Die Here was maar net stil daai dag in die vuur. Hy wil net sy kinders iets leer. Maar net hiervoor, toe staan Satan weer daar in die mure van Jericho. En hy sê hoe ook die mense 7 keer om daai muur. En die 7de dag toe doen hulle 7 keer. Toe begin hulle skreeu. Hulle begin God loof en prys. En hulle slaan daai tamboerijn en daai trompette. En Josua prys die Here, toe val hy neer. Satan het dit gesien. He knows when you're up for the fight. Let's get up to the fight. Toe ek in die week sien, ek het vir julle daai klip gespeel van Johnny Bascom, van Jimmy Swagger. Toe dink ek, ja, ons moet nie ons gemeente subdue nie, hoor. Moenie laat ons gemeente 'n dooie gemeente word. Jy moet jou hout jy op die vuur gooi. Jy maak daai vuur. Hy kom nie van self nie. Jy moet hom maak. Het jy nie die Here, ja, dankie Here. Nee. As jy bly is hardloop in jou paard en jy gryp hom en hy sê fekkie daar. Let the fire come. Look for it. Pray for it like in the upper room. Desire it. Die van die begeer die teenwoordigheid van die Heilige Gees. If you desire it, God will give it. Don't worry about who's standing next to you. I remember the first time when the Lord baptized me in the Holy Spirit. I was all alone. I was in the field. And I loved when we were working in South Africa. I was working with the drill rigs, and I loved sometimes, it's like God called me out. I could feel while I was working that the Lord wanted me to walk in the field, and then I would go and walk in the bush. It's like He was drawing me, like He drew Moses, and He was just that urging me, and I felt my heart, I got to get out, and I walked into the bush, and so many times I just fell on the ground, and I started praying. I don't know what I said, what I did, but pretty soon I couldn't wait for that call. And the day when the Lord baptized me with the Holy Spirit, I was all alone. I was up in the mountain in the Drakensberg on a youth camp. They talked about the Holy Spirit so much. A lot of people talk about things. But I said, God, I hear them talk about it.
But I want a genuine version, please. I don't want a copy. The genuine one. That night I couldn't sleep. I got up. And I looked at my shoes and I thought, you're staying. I don't know why. Down the slopes of the Drakensberg I walked. First I was fearful. I bet there's many leopards and all sorts there. But the further I walked, I just walked into the presence of God. I think I lost my shirt that day too, like David did. I don't know why. Ask David, ask me. But the power of God came over me. I remember now, if you ask me now, it was like I heard it. It's like a train that kept coming. The power of God. And many people asked me in my life, even our moderator, Marius, our previous moderator, he said to me one day, you've got something inside of you that I desire. Something precious. Where did you get that? It's called the anointing. You see, you don't pick your anointing up. Ask Samson. You get it when you pick up that bone, that axe, and you do something with it. Ask the Apostle Paul or Peter. When you want something bad enough and you are down and out bad enough. Oh, when the Holy Spirit filled me. Back and forth. Back and forth. This man, Wally Frisbee, years later I heard him testify how the Spirit of God came into his room. He says like a train. He heard it over and over again. And he had an anointing like very few. Similar. The Lord works in different ways, but you don't need people around you to find God. Dis wat jy moet vandag sê, Here, ek weet my jare is tot hier. Moses was 80. Moses het gedink hy gaan opgee en retire. Hy sê die Here, nee, not retire, refire. Fire, fire, fire. You need to fire. Promise me something, live remains. Dat jy gaan my help. Dat die vuur in hierdie gemeente mooi druk. As dit bietjie koud word, maak vuur. As dit bietjie stil word, maak vuur. Spring op. Begin net van die goedheid en die getrouheid van die Here vertel. Ek het oom Vissie gesien, om Jasper Visser. Dan sit ons so in die gemeente. My pa is ook so. Wat is my pa, hoor? As hy so 'n dooie atmosfeer in die gemeente is, ek my pa soos 'n nuwe mannetjie oud of nie. Dan kom die gees van die Here op hom. He doesn't take it from Satan. He will stand up and he will make it right. He will stand there and give God the glory. Talk about something and he will testify until the glory of God comes into your heart. All you need to look is for a testimony, something God did for you, appreciation. Jy hoef net vir dankbaarheid te kyk en begin die trane loop. Dis Pinkstertyd, een van die dae. Dis konferensietyd, ja. Ons gaan nie net vir die kos en die blyplek, maar ons gaan actually om die Here doen. Waarom nie skaam wees vir mekaar nie, hoor. Weet dat die duiwel jou vastdraai, dis 'n garendraadjie. En later 'n sweep in die duiwel se hand sit om jou te slaan. Breek hy bande los. Sê Here, op U manier. Ek het altyd vir Here gesê, Here, ek wil nie koordans of taal praat as dit nie. Ek wil nie iets leer nie, ag, ek het nie. As die Here jou doop met die Heilige Gees, dan tackle hy jou soos os die rand, hy vat jou nie fliek nie, hy gaan vir jou vat. En hy het my gevat, daar, weke na dit, dan gaan leek onder die kompressor by die boor. Want ek kan nie buite wees nie, ek moet net op die grond lê, dan leek met rol en praat tale, en ek is net weg. The Lord, I could not put this book away. I held it and I read it so much that my dad got almost mad one day. He said, can you please just put the book down and the Word of God down and just do a little bit. I just consume it. Because that's what the Spirit of God does. He consumes it. It consumes you. And when it consumes you, it gives you that authority. And you realize, well, I'm actually the son of the Lion of Judah. And then you look at the hyena and you tell her, hey, get lost. You're next.
Protect what is yours. Fight for what is yours. Take back what is yours. Do not lay silent. Take the authority of God. Kom ons sing saam. Wat een gaan ons sing? Wat een die lekkerste is? For He is a great big wonderful. Ag, staan saam met ons. Dan sing ons met eer. Ons sing net die laaste lied van die koning van die eeuwe. Die engel van die verbond, die vuur in ons lewe. He's a great big wonderful God. He's a great big wonderful God. He's a great big wonderful God. What's in the sun that God is watching over? There's everyone love. Great big wonderful God. Yes, a great big wonderful God. He's a great wonderful God. The God who watches over us. Yes, everyone loves a great big wonderful God. Yes, a great big wonderful God. He's a great big wonderful God. There's all the time. Yes, everyone loves a great big wonderful God. Yes, he's a great big wonderful God. He's a great big wonderful God. The God who watches over us. Yes, everyone loves a great big wonderful God. He's a great big wonderful God. He's a great big wonderful God. The God who watches over us. He's a great big wonderful God. A great big wonderful God. Lord, you watched over them. And up to this very day, you are still watching us. Like down from the clouds, the column of fire. Lord, and we ask this morning that your fire would consume us. We got this conference coming, Lord, and without you, we can't do it without you. But I want to pray for your Holy Spirit, Father. Your Spirit, that it would come and consume our congregation. Lead us into your presence. Guide us and help us, Lord, to fulfill the calling that Bonbury congregation has got in their lives. Amen and amen.